Het 'n liter 1.5 gram natriumkarbonaat by soutsuur gevoeg. Die volume van soveel koolstofdioksied gas is gevorm onder standaard druk by kamertemperatuur. En dan sê hulle vir jou vat die molêre gasvolume by kamertemperatuur om dit te wees. En hoekom, kom ons vra vir Rico, hoekom, nou tog, hoekom, dankie. Rico, hoekom is die molêre gasvolume by kamertemperatuur meer as by standaard temperatuur? Die temperatuur is hoër, die deeltjies beweeg meer en daarom neem hulle groter volume op. Ja. Okay, dan sê dit vir jou die ongebalanseerde vergelyking word hieronder gegee. Bernard, gee vir my die definisie van 1 mol van 'n stof. 1 mol van 'n stof bevat 6,02 mol dioksied. En jy gaan kyk in hierdie boek. Daar is die heel eerste definisie in hierdie boek op bladsy 94, hy is ook in jou graad 10 notas. Staan daar 1 mol van 'n stof is die hoeveelheid stof wat dieselfde aantal deeltjies met dieselfde aantal deeltjies as wat daar in atome en 12 gram koolstof 12 is. Ja? Hy is in hierdie boek by jou definisies. Hy is in jou exam guidelines, daar waar daar definisies is. Chop. Goed, dan vra hulle vir jou, balanseer die vergelyking vir die reaksiekorting. Ja, sê vir my wat kom waar. Soos om balanseer. Ja. Jy praat jy gesien. Dat natriumkarbonaat, hy reageer met 2 waterstofkloried. Soutsuur, hydrochloric acid. En dan kry jy 2 natriumkloried plus H2O+CrO2. Mooi. Goed, nou sê hulle vir jou bereken die massa natriumkarbonaat wat gereageer het vir 7 punte. Okay, so hierso moet ons nou mooi dink. Nou, ek gaan net begin met die vergelyking neerskryf. Nou, ek het nou al hierdie 'n paar keer gesê, jy hoef nie die moltabel neer te skryf nie. Okay, jy hoef glad nie, maar jy kan. Nou ek het so vinnig die vraag gescan. Ek sien hulle gee my inligting daaroor. Hulle gee vir my nie inligting daaroor eintlik nie en dan gee hulle vir my inligting oor koolstofdioksied. So ek gaan nou nie al die ander goed neerskryf nie. Ek skryf net koolstofdioksied gas want dit is 'n baie lang reaksie en ek is baie lui, ek gaan net nie alles neerskryf nie. Die mol verhouding wat ek daar het is 1 tot 2 gee vir my 1. Wie se foon is dit? Ek dink my maat my data opgehaal. Ekskuus. Baie interessant. Jy is 'n baie interessante mens. Goed. Ja. Alhoewel ek en jy dieselfde lyk. Okay, goed. Alright. So daar is my moltabel. Ek gaan net gou vinnig hierso kyk wat sê hulle vir my. Hulle sê gee vir my inligting oor natriumkarbonaat. Hulle sê vir my dis 1.5 gram en hulle sê vir my die koolstofdioksied wat gevorm het is 306 kubieke sentimeter en dadelik sê ek vir myself nee, mal 10 to die mag minus 3. Okay. Ek wil nou net nog eens kyk daarso en hulle vra vir my, bereken die massa natriumkarbonaat wat gereageer het. So wat vra hulle vir my? Hulle vra vir my daai, die change in natriumkarbonaat. Okay, so hoeveel het gereageer? Is daar iemand of is dit die wind? Okay. Goed. Wat kan ek nog hier invul? Ek kan invul, ek het definitief met 0 koolstofdioksied begin. Okay, so as ek nou my plan maak, sien ek reg, ek weet nie of daai volle 1.5 gram gereageer het nie. Ek neem aan nie want dit tel 7 punte, so
dit 7 punte definitief 1 punt nie. So hierdie moet my help om te kyk maar hoeveel het toe daar gevorm mol en dan gaan ek die molverhouding daar kry, dan weet ek hoeveel was gebruik daarin. Okay. So ek het 'n plan van aksie. So julle sal sien baie keer in 'n toets of eksamen begin jy met 'n moltabel en jy voltooi hom nie of jy hoef hom nie te voltooi nie. Dit is net vir jou om visueel te sien wat gaan aan, wat gebeur, wat kry ek, wat verloor ek, wat ook al. 100% fine, jy kan dit doen, jy kan dit invul ook. Maar onthou volgende jaar gaan jy dit moet doen vir omtrent 9 punte. Okay, so ek kyk eers na koolstofdioksied. Mol is volume oor volume by STP of by waar ook al jy is. So 306 maal 10 to die mag minus 3 oor 24.45. En waar trek ons met ons vraelynne? Ja? Okay. Nou ek gaan nou langs mekaar skryf sodat jy die volle prentjie kry per vraag, maar onthou net toets of eksamen skryf jy onder mekaar, nie langs mekaar nie. Goed. So as daar soveel koolstofdioksied gevorm het en die molverhouding tussen hom en natriumkarbonaat is 1:1, dan gaan dit dieselfde hoeveelheid mol wees vir natriumkarbonaat. Maar jy moet dit wys vir die persoon wat werk op 'n manier. Hierdie tel 1 punt. So jy moet byvoorbeeld sê natriumkarbonaat en koolstofdioksied is 1:1, of jy kan hom net so wys en dit wil sê die mol natriumkarbonaat is 1.25 maal 10 to die mag minus 2. Min of meer. Wat is fout? 0,00125. Ja. Goed, en dan vra hulle vir jou, wat is die massa wat gereageer het? So nou kyk ek na natriumkarbonaat. FYI, ek neem julle boeke in aan die einde van hierdie periode. Ek wil kyk waar jy die werk gedoen het en ek wil kyk hoe jy jouself gemerk het en of jy verbeteringe gedoen het. Is daar 'n opskrif vir jou werk, menende datum en bladsynommer en aktiwiteit. Dis waaroor ek gaan check. Alright. So ek soek die massa is mol maal molêre massa, so dit is 1,25 bla 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 maal 10 to die mag minus 2 maal, dan is 'n molêre massa is 106 maal 1.25 maal 10 to die mag minus 2 en toe wat kry jy, Louis? 1.3266 gram. Of 1.33 gram kan jy ook gesê het? Okay, so daai was nou vir 7 punte en dan sien nou 7 punte, dis toe nou nie so bad nie. So waarvoor gaan daai punte gaan? Die punte gaan vir formules, waar dit insit, molverhouding, 10-10-1 daai antwoord ook en dan formule waar is insit antwoord. Okay, dan vraag 12.1.4 vra hulle vir jou, ek gaan dit jou op. Hulle sê vir jou bereken die persentasie natriumkarbonaat in oormaat. So hierso is nou 'n persentasievraag wat ons glad nie gedoen het nie, maar is iets wat jy weet. Jy kan doen. As ek vir jou vra, wat is die persentasie in oormaat? Hoeveel was te veel gewees? Die persentasie wat te veel is, dan gaan jy sê dit wat in oormaat is minus gedeel deur alles of die totaal maal met 100. Okay? Hierdie formule is duidelik nie op jou datavel nie, maar jy gaan 'n punt kry vir die formule gebruik of 'n formule gebruik. So as jy nou gesê het oormaat massa oor totale massa of so ietsie, dan gaan jy jou punt kry. Okay? Dan die oormaat gaan wat wees? Ons het begin met 1.5 en ons het gebruik 1.3266666 oor die totale 1 is 1.5 maal met 100 en toe kry dit wat het jy gekry? Ek glo jou. Dit hang af waar jy afgerond het, wat jy gaan kry. Maar dit is 'n groot probleem. Nee, daar sal 'n range wees waarna hulle merk. Ja. Ek het net gesê my formule is die persentasie oormaat is gelyk aan die totale massa minus die gereageerde massa oor die totale massa maal 100 is dit. Jy het twee breuke in mekaar? Nee, maar ek het gesê my totale massa minus die massa wat gereageer het. Ja. Ja, perfek. Okay, nog 'n vraag? Goed. Toe is ons by vraag 12.12, sê hulle vir jou 12.2.
Sink reageer met swavelsuur volgens die volgende gebalanseerde vergelyking. Daar word hulle vir jou gegee. Die massa sink word tydens die eksperiment aangeteken en die reaksie stop na 2 minute. So daar is jou grafiek. Nou vra hulle vir jou, of nou kom ons kyk gaan na die grafiek. Onthou as jy 'n grafiek kry, dan smaal jy. Jy love grafieke. Jee. Hoekom hou jy van grafieke? Want dit is 'n prentjie. Jy hou van prentjies. En jy kan visueel klomp inligting op een slag sien as wat jy nou volle sinne en paragrawe moet lees en blaarstraal daarin. Kom ons kyk na die grafiek. Wat het ek? Massa van sink oor tyd. Die massa van sink is een van jou reagense. Daar is hy. So jy kan sien jy begin met baie sink en dan eindig jy met 2 sink. So jy het 5 gehad aan die begin en jy het geëindig met 2. En jy kan sien na 2 minute toe is die reaksie verby. Ok, nou vra ek vir jou noem, so gee die naam van die stof wat die beperkende reagens is, kry in. Nee, ek het nie geantwoord nou net nie. Jy het. Dis meer. Hoekom sê jy is swaalsuur die beperkende reagens? Ek skryf net gou die vergelyking weer neer. Hoekom sê jy dit? As ons soos die tyd aangaan, bly die massa van die sink nog steeds 2, so alles het nie reageer nie, maar alles van die swavelsuur het gereageer, so daar's niks oor nie. Moes dan gereageer het, so daar's dis niks oor nie. So die massa van sink begin met 5, eindig met 2, so aan die einde van die reaksie is daar nog sink oor. Wat beteken hy is in oormaat. So die ander is die beperkende reaktant. Noem naam, so jy moes gesê het swaalsuur of waterstofsulfaat of swawelsuur. Noem beteken naam, die formule nie. As hulle gesê het gee die reagens wat beperkende reagens is, dan kon jy formule ook gegee het. Ok, dan sê hulle vir jou, bereken die aanvanklike konsentrasie van swaalsuur indien soveel van die suur gebruik is. Ok, ek dink hy tel 5 punte as ek nou reg onthou. 5 punte is baie punte, wat aanvanklike konsentrasie. Waarmee begin jy? 'n gebalanseerde vergelyking, sodat jy visueel kan sien wat in die hele wêreld gaan daaraan. Ok, nou as jy begin met daai gebalanseerde vergelyking, jy kan sien, ek gaan weer eens nie die produkte neerskryf nie, want ons geen inligting gegee oor produkte nie, geen vrae gevra oor produkte nie, so ek gaan definitief nie my tyd mors nie. Hierdie molverhouding, ek wil net myself doodseker maak, is 1:1. So dit is my ratio en dan het ek initial change end. Ok, nou het ons wat? Ons het nou net, die vraag was, die vorige vraag, watter een is die beperkende reagens? Ons die rede hoekom hulle dit vra, want jy gaan dit nodig hê in die volgende antwoord. Ons het gesê swaalsuur is die beperkende reagens, so dit beteken hy is op aan die einde. Ok, nou weet ek het begin, initially was 5 gram hier, en ek het geëindig met, wat was dit, 2 gram. Maar ek mag nie gram vergelyk met gram, met volume, hulle praat van volume en konsentrasie en sulke dinge nie, so ek moet dit na mol toe vat. So my heel eerste stapie gaan wees, ek gaan na sink kyk, en ek gaan sê, reg, ek wil sy mol gaan uitwerk, massa oor molêre massa, maar ek gaan sommer vinnig wees. Ek gaan nie eers die 5 gram se mol gaan uitwerk en dan die 2 gram se mol nie. Ek stel eintlik net belang in hoeveel mol is gebruik. Want hierdie en hierdie is 1:1, dan weet ek hoeveel mol swaalsuur is gebruik. Okay, so jy kon daar 5 gram se in 'n mol en daai, maar jy hoef nie. So ek gaan direk gaan na 5 minus 2 is 3 gram en sink is 65 en jy kry dit om te wees wat, Lenay? Bla 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 bla. So dit is hoeveel sink gebruik is en sien dit dat hulle 1:1 is, beteken dit daar is soveel van hierdie ene ook gebruik. Reg? En die vraag was, hoeveel bereken die aanvanklike konsentrasie van die swaalsuur indien soveel gebruik is? Okay, so ek kan met die mol wat gebruik is en die volume wat gebruik is, die konsentrasie wat gebruik is, gaan bereken. So nou gaan ek weer eens, jy skryf langs mekaar. Nou sê ek eers vir die persoon wat merk, listen. As ek dit sê, dan dink ek aan daai video wat die dogtertjie, seentjie met haar ma praat, wat sy naam Linda is. Ek wil nog even kyk eens. Ja. Listen.
Goed, so ek het nou net in die vorige vraag die molverhouding so verduidelik, né? My punte gekry. Ek kon dit ook in my tabel gedoen het. So ek gaan nou vir jou wys hierso, het ek dit reeds in my tabel gedoen. Ek het hier gewys. Die molverhouding is 1 tot 2, so as ek soveel hier gebruik het, ek soveel hier gebruik. So nou hoef ek die molverhouding hieronder te gaan wys nie. Jy kan dit weer gaan doen vir jouself, maar jy hoef nie, want ek gaan my punte hierbo kry. So nou gaan ek reguit gaan na swaalsuur toe. Dis reg, die vraag was gewees, wat is die konsentrasie? Konsentrasie is mol oor volume. Die mol het ons nou gaan uitfigure. En die volume sê hulle vir jou is 50 kubieke sentimeter. Jy werk nie in dit, jy werk in kubieke desimeter. So 50 mal 10 to the mag minus 3. En Ethan is jy op het. Dis 0,923. 2 en die eenheid? Konsentrasie. Mol per kubieke desimeter. Goed. Nou, dames en here, sien julle, ek is verskriklik polite en gaaf en vriendelik en netjies. Ek het seker opskriffies. Né? Vir ek is nou besig met hierdie som bla 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 bla. Beter sal nog wees as ek langs aan 'n infotabel het. Nou, ek doen dit nommer 1 vir jou sodat jy kan as jy verlore raak kan sien waar is ek. Maar nommer 2 wil ek hê jy moet in die gewoonte kom om dit vir jouself neer te skryf want jy's in die eksamen. Soos die vorige vraag, sien jy, hy tel 7 punte. Jy slaan 'n kwaai paniek want 1, dis wetenskap, 2, dit tel 7 punte, 3, hierdie is amper aan die einde van jou vraestel, so jy is klaar alweer sien hierdie is oor die 180 ander vrae wat jy nie oor seker is nie. So nou begin jy met hierdie vraag, jy krap klomp goeters uit, jy besluit, ek gaan net gou eers wag, ek gaan net gou aan na die volgende vraag toe, en dan gaan ek terugkom na die toe, en dan kom jy terug na die vraag toe, en as jy soos, waarmee was ek bezig? Wat het ek nou weer gedoen? So vir jouself, kom in die gewoonte om so'n klein opskrifties te maak, ek is nou bezig om te kyk na hierdie ene. Jy kan nog verder gesê, hierdie ene is gereageer. Verstaan dat jy weet, jy kyk nou sink, na die hoeveelheid sink wat gereageer het. Maak vir jouself so'n klein nootuitjies, dat jy nie lost raak nie. Sjap, enige vraag daar? Ja. Maar jy is nie by SCP nie, so jy kan nie dit sê nie. Chap. En jy kan dit net gebruik as jy besig is met 'n gas. En hierdie is nie 'n gas nie, dis 'n vloeistof. OK. Maar goeie fout om te maak nou. Nee, dit is nie. Daai, nog 'n vraag? Kyk. Neil, as jy jou mondeling gaan oefen, dan gaan jy dit vir die hele klas opsê. Dis ook oefening. OK. Vraag 13 sê hulle vir jou. Kaliumpermanganaat brand met 'n helder vlam wanneer 'n paar druppels gliserien daarbey gevoeg word. Julle sal dit nie hoor vertel, maar ek het kaliumpermanganaat en ek het gliserien. Maar ek het nog nooit hierdie eksperiment gedoen nie. So ek kan kyk. Hulle sê die onvolledige vergelyking vir die reaksie is en dan gee hulle vir jou hulle gee vir jou die vergelyking. Nou sê hulle definieer die term molare massa. Cameron. Geel. Die massa van 1 mol van 'n stof. Die massa in gram per. Nee, ek dink hulle sê dit in die definisie. Ja. Ja, en word gemeter. Moet ek die gram deel by is. Kom ons kyk gou. Die maklikste formule dan. Nee, die massa van 1 mol van 'n stof. Perfect. OK. Volgende vraag stel hulle vir jou. Die samestelling van gliserien is soos volg. So daar gee hulle vir jou dit, bepaal die empiriese formule van gliserien, toon al jou berekeninge. OK, nou
Ons het hierdie gedoen in graad 10, nommer 1. Nommer 2 is, ons het dit gedoen in 'n tabel, en ek het al vir jou gesê, maar ek sê dit weer, jy hoef dit nie in 'n tabel te doen nie. Jy sal al jou punte kry, maar jy hoef dit nie in 'n tabel te doen nie, maar wat jy wel vir my hoef te wys, is hierdie formule. Ok, mol is massa oor molêre massa. So hierdie is, mol is 39/1,3 gedeel deur 12. Hierdie is net 8.7 want dit is gedeel deur 1. En hierdie een is 52/1,7 gedeel deur 16. Aljanay, jy gaan my die eerste ene gee en dan Carissa vir my die laaste ene gee. Ja, Aljanay? Daai sommetjie se antwoord. Jy mag nie afrond nie. Wag net gou, ek sê by die verkeerde ene. Ja, jy sê helemaal reg. 3.2608, maar anyway. Ja, volgende, laaste ene, Carissa. 3.2606. Ok. Dan ons volgende stap is om deur die kleinste een te deel, en toe jy dit gedoen het, Neil, toe wat kry jy? 131. Ja, so dan is die empiriese formule is dan CH3O. Yes. Ok, goed. Nou vra hulle vir jou. Hulle sê vir jou, skryf die waarde van X in die vergelyking hierbo as die molekulêre formule vir glyserien, en dan gee hulle vir jou om daarbo. Ag, ek kort dit tissue. Ok, so hulle sê vir jou, jy het, en ek gaan dit net gou neerskryf hierso. Hierdie een is C3H8O3. Ok, en hulle wil weet, wat is dan daar voor X? Wat het jy gesê, Sean, staan daar voor X? Ekskuus toch? Ek het X as 3. Jy het X as 3. Wacht, ek moet hom nou eers gaan uitwerk. Veertien. Hier so staan. Hierdie is ok, hoekom sal ek sê dis nie 3 nie? Want aan hierdie kant is daar 8 waterstowwe, aan hierdie kant is daar 32 waterstowwe. Yes? So hoeveel waterstowwe, hoeveel moet ek hiermee maal? Ek moet met 4 maal. En ek ons check gou, dan het jy 32 waterstowwe, dan het jy 12 koolstowwe, so hier voor moet 'n 12 staan. Ja. Ja, ek kyk vir jou. Hulle sê dit vir jou. Ja. Maar hoe is ons nou die empiriese formule kry as 1 tot 3 tot 1? Wie kom die 8? Ja, ek wou eintlik hierdie nog getoets het, want ek dink nie, dit is heeltemal reg nie. Jy moet gekry het 2, 7, 2 dink ek. Juffrou, is die antwoord 12 of 4? 12. Ok, gaan jy nou sê? Hulle het net vir jou gesê, wat is die empiriese formule, die molekulêre formule van glyserien. Hulle gee dit vir jou daar. Is jy met my? Ok. So hulle gee dit vir jou, en jy wil weet wat staan voor hom. Nou kan jy nie net aan die aantal koolstowwe kyk nie, want jy moet seker maak die hele vergelyking is gebalanseerd. Toe ek begin loer en ek het gesê, goed, 14 koolstowwe, kalium, 14 kalium. 14 mangaan, 14 mangaan. Suurstowwe balanseer jy altyd laaste. Altyd suurstof is die laaste ding wat jy balanseer. So sê ek, kom ek skiep gou daar vir 'n oomblik. Sê ek, goed, koolstowwe is obviously deel van koolstofdioksied, so ek gaan net gou 'n oomblik hang met hom. Kyk ek, oepsie,
kyk ek daar na waterstowwe, sien ek het hierso 8 waterstowwe en hier het ek 32 waterstowwe. So dit beteken ek moet hom na 32 toe kry. Nou kry ek 8 na 32 toe, maal met 4. En dis hoe ek dan weet, goed, dan moet daar 12 koolstowwe wees, so dan kort ek 12 koolstowwe. O nee, wag net, dit kan nie 12 wees nie. Hier is nog 'n koolstof. Hoekom sê niemand my nie? Okay. Wag net gou, hierdie kant is 12 koolstowwe. Hierdie kant het ek so ver 7. Nee? Daar is 7 plus x, so hy moet wees 5. Tissues. Moet ek weer gaan? Moet ek weer verduidelik? OK, ek gaan weer verduidelik. Ek gaan net gou 'n paar goed uitvee hierso. OK. Hulle sê vir jou by daai vraag, glyserien is C3H8O3. OK, so nou gaan ek kyk, ek moet balanseer regdeur, moet ek gebalanseerd wees sodat ek weet wat is x. Hier het hulle obviously nog nie vir my gesê wat staan hier voor nie. Suurstowwe balanseer jy heel laaste. So ek sien hier 14 kalium, 14 kalium. 14 mangaan, 14 mangaan. Suurstowwe heel laaste. Koolstof is natuurlik deel van koolstofdioksied, so ek gaan hom eers uitlos vir die oomblik. Dan sien ek goed, 8 waterstowwe en hierdie kant is 32 waterstowwe. So ek beteken ek moet daar 8 na 32 toe kry. Hoe doen ek dit? Ek sit 'n 4 vooraan. Goed. Nou kyk ek, hierdie kant het ek dus dan nou 12. Ek gaan nou hier sit 12 koolstowwe aan die linkerkant. Aan die regterkant het ek, daar's 'n koolstof en daar 7 beteken 7 maal met hom, so ek het reeds 7 en dan moet ek gaan uitfigure wat is daar x vooraan, so ek wil weet plus x. So wat moet x dan wees? X moet dan 5 wees. OK. Goed. Nou vra hulle vir jou, bereken die massa mangaanoksied wat voorberei kan word as 18 gram van kaliumpermanganaat te reageer met oormaat glyserien. OK. Kan ek weggaan van die bo af? Plek hier onder. Ek het plek hier onder. OK. Punt, is dit 1.4? Okay, so ek gaan nie die hele vergelyking neerskryf nie, definitief te lui daarvoor en nie genoeg plek nie. So my molverhouding is 14 tot 7. Hulle vra vir jou daarso, bereken die massa van hierdie wat kan vorm wanneer jy 18 gram hiervan het met oormaat van die ander ding. Okay. So, jy kan massa verhoudings doen. Ek weet nie die van julle wat ekstra klasse gehad het en dit daar gedoen het of ChatGPT gevra het of wat ook al, hulle kon dalk massa verhouding gebruik, maar ek gaan na mol toe omskakel, want dis wat ons altyd doen. My massas is nie verkeerd nie. Okay, so ek gaan eers kyk na kaliumpermanganaat. Watter kleur is kaliumpermanganaat? 18 gedeel deur Okay, kry julle ook dit? Ja? Goed, dan het die molverhouding is 14 tot 7. So die molverhouding is 14 tot 7. So as ek hier 0,11392 het, ek moet gedeel deur 2 om sy molverhouding te kry, of gedeel deur 14 maal met 7, en jy kry 0,056962. Okay, nou het ek mangaandioksied se mol vir 'n mol en hulle vra vir jou vir massa, so ek kyk nou na mangaandioksied, nie dioksied nie, mangaanoksied of trioksied. En massa is mol maal met molêre massa, so 0,05696 bla 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 bla, maal met
158. Is hulle albei 158? Maal met 0,056962. En wat kry jy, Carissa, as dit jou beurt? 9 gram. Ja. Ja, hy sê jy gaan 10 notas. Ja, so jy moet al die definisies kyk wat in hierdie boekie is of wat in jou exam guidelines is. Dis die regte definisies wat jy gaan leer. My notas is baie keer getranslate of ek het dit uit die handboek uitgehaal lank terug. Okay. Nou sê hulle vir jou die gebalanseerde vergelyking vir reaksie van natriumkloried met swaalsuur is soos volg. So daar is natriumkloried en swaalsuur, bla 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 bla. Tydens 'n reaksie reageer soveel van 'n onsuiwer monster natriumkloried met soveel swaalsuur met 'n konsentrasie van soveel by kamertemperatuur. Definieer die term konsentrasie 0. Ek dink dit is reg. Per oplosmiddel. Sê hulle 1 liter? Ja, hulle sê per liter. Jy gaan nie sê per 1 liter nie, jy gaan sê per liter. Okay. Dan volgende vraag, hulle bereken die aantal mol swaalsuur in die reaksie hierbo. Hulle gee vir jou die konsentrasie en hulle gee vir jou die volume. Ek kan net gee die bladsy so klein, bietjie kleiner maak. Okay. So as jy die konsentrasie, die mol moet gaan uitwerk 13.2.2 vir swaalsuur. Mol is konsentrasie maal volume, die konsentrasie is 0.1 en die volume, hulle praat van kubieke sentimeter en ons werk in desimeter, so dis 0,1. En wat kry jy, Sean? Wat? Ja, maal 10⁻², super belangrik. So dit is 0,01. En jou eenheid is wat, Sean? Mol. Okay, dan sê hulle vir jou, na voltooiing van die reaksie word gevind dat daar soveel soutsuur gas gevorm het. Bereken die persentasie suiwerheid van die natriumkloried, gebruik soveel as die molêre gasvolume by kamertemperatuur. Okay, en hierdie som tel 6 punte, so jy weet sommer jy gaan 'n klein bietjie werk moet doen. Okay, nou, ek gaan net hierdie reaksie gaan oorskryf. Ek gaan nie die hele ding oorskryf nie, want dis nie nodig nie. Okay, so daar is my reaksie plus nog 'n natriumsulfaat, maar as ek sê ek is nou 'n bietjie lui. Die molverhouding is 2:1 gee vir my 2 en daar is my resep. Okay, dan ek het my RICE-tabel. Ag nee, RICE-tabel het ek net 'n klein bietjie afgeskryf. RICE-tabel so. Okay, ek weet ek begin altyd met 0 van hierdie. Hulle sê vir my, hierdie 1.5 gram is onsuiwer. En onsuiwer gaan never say ever in jou tabel. Okay, dan sê hulle vir my, ek weet nou wat is hierdie mol wat ek gehad het, 0,01. Sê hulle vir jou, dit is soveel wat gereageer het. Sê hulle vir jou, presies soveel het gereageer. Hulle sê net vir jou, jy gooi soveel by soveel. So jy weet nie of jy presies 0,01 gebruik het nie. Hulle sê nie vir jou wat sê is oormaat nie. Hulle sê nie vir jou hulle het presies so gereageer nie. Hulle sê nie vir jou, sê net maar dat vir jou gesê dit is 'n titrasie reaksie of wat ook al, dan weet jy dit is perfek gereageer. Maar hulle sê dit nie. Okay? Maar wat hulle wel vir jou sê is hulle sê vir jou die volume van hierdie wat gevorm het en hulle sê vir jou by die molêre gas konsentrasie. Volume. Okay? So met behulp van daai kan ek gaan uitfigure maar hoeveel het gereageer. En dan kan ek kyk na die molverhouding om te weet maar hoeveel van hierdie het gereageer. Sê met my? Ja? Ja? Okay. Goed. Hoekom wil ek dit gaan doen? Want vir persentasie suiwerheid, ek gaan
gaan net daar kyk, is dit jou suiwer oor jou totale of jou onsuiwer ding maal met 100. En jy het klaar hier jou onsuiwer ding, jou totale ding. Jy het reeds dit, jy wil weet wat is die persentasie suiwerheid, jy het 100, so jy wil weet wat is jou suiwer massa wat gereageer het, en dis net jou suiwer wat reageer, so dis daai deel wat jy, wil jy gaan uitfigure. Kijk, so daarom, ek het jou gesê met persentasie suiwerheid wil jy gaan terugwerk. Goed, so ek gaan nou eers kyk na die gas wat gevorm het daarso. Mol is volume oor volume by STP. Hulle sê vir jou 0.46 het gevorm, want dit is 'n bietjie sentimeter en jy is dit in desimeter. En hierdie sê hulle vir jou is 24.45 as ek dit nou reg onthou. En dit gee 0,0188. Luister gou, ek gaan net hierdie vraag klaar maak. Kan ek vinnig dit klaar maak? Ek gaan baie vinnig wees. Waar is julle nou? Okay, so die mol soutsuur, hierdie molverhouding, soutsuur, natriumkloried, hierdie molverhouding is 2:2, so dit beteken dit is ook 0,0188. En nou wil ek die massa gaan uitwerk, is mol maal molêre massa, ek kyk uit na soutsuur, is 0,0188, die molêre massa, ek dink is 58.5, is ek reg? En dit gee vir jou 1,1006 gram, so die persentasie suiwerheid is dan, die suiwer is 1,1006 oor 1.5 maal met 100, en dit, en dit gee vir jou 73.37%. Dit hang af waar jy afgerond het. Okay.